Liewe luisteraar, baie welkom. Ons is besig om saam te reis met bede uit Romeine en vandag staan ons stil by Romeine hoofstuk 3. Ons gaan ons bede rondom die inhoud van hierdie teksgedeelte bou. Kom ons begin om saam te lees vanaf vers 9. Waarop kom dit neer? Is ons as Jode dan beter as die ander? Glad nie. Want ons het al bewys dat Jode en nie-Jode almal in die mag van die sonde is. Daar staan immers geskrywe, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie. Daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. En ons beweeg dan oor na vers 19. Dit weet ons. Alles wat Moses se wet sê, sê hy vir die wat die wet het. Niemand sal hom dus kan verweer nie. En die hele wêreld is strafwaardig voor God. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Here Jesus, wanneer ons hierdie teksgedeelte lees, dan Here beleef ons iets van benoudheid. Here, ons beleef iets dat ons nie die vermoë het om onsself te red nie. Here, selfs ons beste pogings is soos vuil lappe voor U. Here, selfs die goeie goedjies wat ons probeer doen, die intensie agter dit, of die hart agter dit, is dikwels vrot, vol trots en selfsug. En Here, U woord maak dit duidelik dat ons nie gered gaan word deur om die wet te onderhou nie, want wie van ons kan dit in elk geval volledig doen? Here, Efesiërs maak dit duidelik dat ons dood was as gevolg van ons oortredings en sondes. Here, soos 'n gogga vasgevang is in 'n spinnerak, Here. So was ons vasgevang, Here, in die dood, in die sonde, in die boosheid. Here Jesus, dankie dat hierdie benoudheid wat ons beleef vir 'n baie kort tydjie is, Here. Want dis nie waar die storie eindig nie. Here, U het vir ons 'n redder gestuur, 'n middelaar. Here, U het die Seun gestuur om dit wat ons nie kon regkry nie, te kom doen. Here, U is 'n koning van genade en liefde, maar ook geregtigheid. En daarom, Here, het U wel die sonde gestraf. U Seun het die oordeelsbeker namens ons gedrink. Here, ewe skielik voel ons baie nederig. Ewe skielik voel ons verleë, Here. Want in hierdie wêreld dink ons is tot alles in staat. As 'n plan gemaak moet word, dan is ons eerste om die hand op te steek. Ons kan onsself red. Ons kan 'n plan maak. Ons, Here, ons. Maar Here, ons raak dan soos Johannes die Doper wat nie anders kan dat as hulle hom vra wie hy is, dan sê ek is nie die Christus nie. Ek is toe nie die hoofkarakter in hierdie verhaal nie. Here Jesus, wat ons verlossing betref, Here, is U die hoofkarakter. U het alles gedoen, U het die inisiatief geneem. Here, U het sondaars tot kinders kom maak. En daarvoor is ons so dankbaar, Here. Here, mag U al die glorie ontvang. Mag elke getuienis, Here, elke liggie wat skyn, U naam groot maak, Here. Vader, beweeg ons weg van onsself. Laat ons in onsself sterf, daai ou sondige lewe wat om Uself gedraai het, selfsugtige begeertes. En help ons om 'n lewe in U en deur U en tot U toe te neem, Here Jesus. Help ons om U te volg in gehoorsaamheid en ook in oorgawe. Ons loof en ons prys U naam, Here. Amen.